Is u reg vir die woord vanmôre? Halleluja, ons is ook op kruiskyk, so kom ons gee al ons kruiskykers net 'n lekker hande klap. Halleluja. Dankie dat u vanmôre ingeskakel is. Ons is saam in die sitkamer. Ons wat hier is, ons weet dat u was nie geforseer om kerk toe te kom nie. U het gekom uit vrye keuse en ons glo dat die Here u vandag hier ontmoet. Ons is nog steeds besig met eerste dinge eerste. By die tyd kan baie van u al hierdie selfde preek en dis die gedagte. Die gedagte is om u toe te rus vir dienswerk. Wat doen ons op 'n Sondagoggend? Ons is besig om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Sondaande kom ons en ons sê, kom ons span in, kom ons sluit oop, kom ons verwag dat die Here vir ons sal uitstort dit wat ons sal nodig hê vir die week. Maar hierdie is 'n plek waar ons kom en ons sê, nee, môre, maandag, kan ek 'n verwagting in my hart hê. Nou ek weet vir baie is hierdie die laaste, maar ons sien hom as die eerste, nie soos 'n Jehova getuies en hierdie ander mense nie. Nee. Wat ek probeer vir julle sê is dat ons kom vanmôre en ons gee hierdie as die eerste dag van die week aan die Here, dat ons 'n verwagting in ons harte sal hê. Maandagoggend mag nie blou wees tensy dit koningsblou is nie. Wanneer hy jou verwelkom en sê, jy, ek, u, ons as priesters, gesandte van die Here word ontvang. Nou, dit is wanneer dit goed gaan en dis ook wanneer dit nie goed gaan nie. Ek gaan die dag gemoed om te sê, hy is die dag wat die Here gemaak het. Ek kry nog 'n kans, u kry nog 'n kans, ons kry nog 'n kans om 23.000 geleenthede te kry om die Here se naam groot te maak. Wat is daai 23.000 geleenthede? Is wanneer ek inasem en uitasem. Kry ek 'n geleentheid om God se naam te gebruik. En as ek sou ingestel wees om my eerste aan die Here te gee, beteken dit ook my eerste asem van die oggend. Die eerste bepaal die uitkoms van die res. Ek hoe julle glo snaaks so goed. Nee, hier is die eerste, die beginsel van die eerste. Wie ook al die eerste, ek praat van die eersteling offer, ek praat van jou oudste en ons gaan vanmôre gaan ons hierdie beginsel oefen. U gaan hom sien. Wie van u het baie keer net nodig om te sien wat iemand sê? Jy het net nodig, ek so groot voorstander baie van die manne wat deur en die vrouens wat deur live class met my kom. Jong, ek weet jou ligtheid is duur en jou kinders kom by 'n mens se huis en die eerste ding wat hulle vra is, wat is die Wi-Fi password? Hulle groet nog nie eers nie. En ek weet die ligtheid is duur, maar ek hou daarvan om te kan in 'n oomblik kan hê wanneer ons klas gee dat ek jou kan sien sodat dat ek kan sien jy sien wat ek sê. Kom dat die lig aangaan. So vanmôre gaan jy ook dit kan sien wat ons gesê het wanneer 'n ouer paar besluit om hulle eerste na die Here toe te bring. Die eerste bepaal die uitkoms van die res. Ander woorde, wat met die eerste gebeur? Soos die eerste is, so moet die res wees. So moet die res. So wat met die eerste gebeur, bepaal die uitkoms van die res. Wie ook al die eerste het nodig om toe te kyk, toe te sien daaroor. So daarom gee ek my eerste aan die Here. Ek kan maandagmôre kan ek opstaan en sê, ek het gister my eerste aan die Here, my eerste dag van die week. Ek kan in hierdie nuwe maand wat amper aanbreek en ek weet 'n paar van u bid, Here, laat die tyd net gou gaan asseblief. Laat dit net gou gaan. Matteus 6:33 sê vir ons, bekende skrifgedeelte. Regdeur die Nuwe Testament. Met die manne donderdag aand het ons behandeling gesê, daar kan 'n sekere dispensasie en 'n sekere manier wees wat ek na God gekyk het. Wie van u weet dat die soeke altyd was om nader na God te wees? Mense reg deur die eeue, reg deur die Ou Testament wil nader na die Here kom. Begin 'n offer en hulle begin brandoffers te gee en hulle sien dat die rook gaan op, so dit beteken omdat God die offer ontvang moet God op wees. So hy moet daar wees. En toe sê hulle, maar kom dat ek strewe om nader aan hom te wees. 'n Paar vrouens in Louisiana en 'n paar Suid-Afrikaners jare terug, se hare was hoog geweest want hulle wou nader aan die Here wees. Maar God moet op wees, so ek moet hoër gaan. Maar toe weet ons en ons hoor
hoe Christus kom en hy lê sy lewe neer, hy kom nader na ons. Openbaring praat van hoe hy nou inwoon, hoe hy nou finaal met ons tabernakel. So kom Matteus 6:33 en sê, soek eers, plaas eerste. Het is belangrik, soos wat ons deur hierdie weke gegaan het ons gesê, dat ek moet loskom van my ou manier van dinge doen. My lewe het stil gestaan, ons lewens het stil gestaan. Ons moet loskom. Hoe kom ek los? Ek kom los deur dinge anders te doen. Daarom het ek my jaar in, my jaar uit, moontlik 'n sekere manier my lewe gelei, maar nou sit ek om eerste. Ek kom en ek dien hom, ek soek hom in alles eerste. Ons het gesê eerste in ons tyd, ons het gesê eerste in ons geld, ons het gesê eerste in ons dae, ons het gesê eerste maand van die jaar, en ons het ook gesê, dit wat ons aan die Here wil gee, sodat hy daaroor kan toesien, as dit syne is, sorg hy daarvoor. Hoor dit vanmôre, as dit syne is, sorg hy daarvoor. Ek gaan dit weer sê, as dit syne is, sorg hy daarvoor. Tussen die kinders, as jy nou 2, 3 het, 4 het, iewers, selfs net 1 het, sal jy altyd iewers moontlik hoor, myne. Dis myne. Ag, u is 'n paar weke getroud en ons weet, jy is hare. Jou nuwe kar is joune. Maar as ons die klem sou verskuif, as ons God sou soek, kom maar, is daai nie net, ek moet die Here soek, soos ons ou Pinkstermense weet van wat dit is om die Here te soek. Ander mense kom weer na die Pinkster geloof of die protestante geloof en dan sê hulle maar, wat is hierdie gesoekery? Kruip hy dan vir julle weg? Nee. Ander mense raak weer benoud as die krag ewe skielik afgaan, want daar's ander kerke wat glo dit is hoe jy die gees van die Here soek. Nee, ons soeke is om te sê, ek weet ek is 3-dimensioneel. Ek is gees, ek het siel en ek woon in 'n liggaam. En hierdie soeke is die aflê. Hierdie is wanneer my vlees skree om te sê, gee vir my. Dan sê God se beginsel, plaas hom eerste, want wanneer hy die eerste het, moet hy alles daartoe omsien, moet hy sorg. As dit syne is, sorg hy. Hoeveel keer hierdie week het u en ek nie moontlik ons lewens probeer bestuur en self te sorg nie? Hoe gaan dit op hierdie stadium daarmee? Soek eers die koninkryk, God se manier van dinge doen, ander woorde God se orde en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal by jou gevoeg word. Vanmôre wil ek vinnig net raak aan Johannes 14:6. En Jesus sê vir hom, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hierdie is God se beginsels. Nie nog 'n hoepel, nog 'n hekkie om oor en deur te spring nie. Nee. Hierdie is die manier waar ons aktiveer. Hierdie is die manier waar ons sê, nee, ek het God lief met my hele hart, krag, siel en verstand. Ek sit hom eerste, die beginsel van die eerste kom in vervulling. Ek weet vroeër in die Ou Testament hoor ons dat die eersteling offer moet opgelig word en die teenwoordigheid van die Here neergesit word, want wanneer hy die eerste het, dan kan hy die res ook laat voortsprei, die woord ook laat in vervulling kom oor dit. Daarom word Christus die eerste van broers, van 'n menigte wat geoes gaan word. Hy is nie net die tweede, hy is nie net 'n tweede plan wat die Here in die aarde gesit het. Die God se hinkering was altyd gewees vir familie, dat ons wat in sy beeld geskape is, soos hy sal wees. En omdat hy ons eerste sit, hoe sit hy ons eerste? Deur sy seun vir ons te gee, dat ons nie net eerste op sy lys is nie, maar hoogste prioriteit is, en dis wat ons in hierdie oggend leer. Te sê, is die begin en die einde van my lewe. Nou, ek weet nie van u nie, dis baie makliker gesê as gedoen. Ons het gesê hierdie week by ons manne sel, toe sê ons, hoe lyk dit? Want ons het in die Sondagoggenddiens het ons geleer en gesê, maar om die Here eers te sit beteken wanneer my oë oop gaan in steede van ander goed gryp en die foon te gryp om te kyk hoeveel likes ek het en hoeveel volgelinge ek nou het nie, ek's 'n volgeling van Christus. Daarom kom ek en ek sit hom eers, dit is meer as net om te sê, goeiemôre Here, is meer, maar dit is 'n begin. Nou kom ons deur die dag en ek sê maar, wat
hoe lyk dit om die Here eerste te sit? Is wanneer ek ewe skielik iemand 'n gedeelte moontlik iets wil sê wat ek nie weet God se natuur is nie, dan kies ek om hom eerste te sit en stil te bly. Ja, maar ek gaan nie net mense oor my loop nie. Niemand sê vir my nie. Nee. Ek word minder. Hy word eerste. Sien ons is in atletiek seisoen. Jou kinders hardloop. En ewe skielik staan hulle eerste, tweede en derde plek. Is snaaks wanneer eerste, tweede en derde nie belangrik is nie. Is snaaks hoe om 'n plek te vang nie belangrik is nie. Tot wanneer my en jou eier die rondste en die witste moet wees. God wil eerste wees. Ja, hoe sê jy ek moet die res verwaarloos? Nee. Ek sê nie verwaarloos die res nie. Ek sê wanneer God eerste is daar orde. Wanneer God eerste is, dan het jy perspektief. Sien, en is baie maklik dat 'n mens die woord kan bedien, en dan is daar 'n gees van aanklag. Onthou, daar's 'n aanklaer van die broers wat die duiwel is. Nee, God se gees kom en daar's oortuiging wat oor my hart kom. God se gees oortuig. Kom, ons Pinkstermense het gehou daarvan om te sê hoe ons met ons bekeerbaadjies vorentoe en agtertoe staan en hoe die bye ons getuie is. En dan te sê, maar die Heilige Gees het my aangekla. Nee, daar is nie die karakter van God se Heilige Gees nie. Nee, daar is 'n oortuiging. Hoe kom daai oortuiging? Hy oortuiging kom deur sy woord wat na my toe kom. Sien, baie keer is God nie eerste nie en daarom val die res uitmekaar uit. Wie van u het in 2025 sonder om my hand op te steek gevoel hoe dinge uitmekaar uitval? Hierdie is nie vanmôre om 'n aanklag oor hierdie gemeente te bring nie. Hierdie is om te sê 2026 is 'n jaar waar ons prioriteite in orde kry. Ons weet dat hy kom en hy wil hê ons moet hom soek. Psalm 119:19 sê, en ek is 'n vreemdeling op die aarde, verberg u gebooie nie vir my nie. Hy wil hê ons moet soek. Hy wil hê dat ons moet sê, wat is God se manier van dinge doen? Hoe is dit dat die Here wil hê ek moet my besigheid bestuur? Hoe is dit die Here dat ek my familie moet hoe is dit die Here, hoe wil die Here hê moet ek myself by my werksplek hanteer? Hoe moet ek hom reg verteenwoordig? Dit is belangrik dat ons by 'n plek sal wees dat ons die orde weer reg kry. En voordat u self veroordeel, kom ons by hierdie plek en ons weet Christus was genoeg. Sê vir die persoon langs jou, sê, dit wat hy gedoen het, was genoeg. Efesiërs kom in vers 1 en hy praat daar van hoe, sê daar, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Liefde maak die verskil. Om God eerste te sit, liefde maak die verskil. Die persoon wat vanmôre langs u sit, as dit u man, u vrou is, as hulle jou hart het, dan het hulle jou alles. As hulle jou hart het. En sien, daarom moet hierdie verskywing nie net op die dagboek plaasvind nie. Hy gaan daar moontlik begin, want ek gaan probeer 'n nuwe roetine hê, maar hy moet in die hart plaasvind. Ek kan nie vanmôre net 'n aantekening maak en sê, jong, 3 uur is mos nou God se uur, so ek gaan nou 3 uur opstaan, en ek gaan begin bid nie. Die eerste dag as jy verslaap, is die vyand dadelik daar om te sê, jy is nie goed genoeg nie. Nee, hy kan nie net op die dagboek. Ja, hy gaan moontlik as 'n besluit plaasvind, maar ek moet toegewyd wees, maar hy wil my hart hê. Dit moet in die hart verander. Vanmôre
soos wat ons in hierdie laaste weke ingaan, of laaste dae ingaan van hierdie eerste maand. Hy's getrou, hy's regverdig, hy's genadig, waar hy kan kom en sê, my toewyding was, my begeerte was, om hom eerste te sit, maar Here help my, bedien my hart vanmôre. Kom ons sluit vanmôre ons oë, terwyl Dawid hulle reg maak, om na vore te kom en almal wat gereël is. Chantay, Here ons dankie dat soos wat ons vanmôre hier sit, Here kyk U tog na ons hart. U sien dit, U neem dit waar. Here ek vra vanmôre, dat U deur die Heilige Gees ons sal help, dat die salwing die juk breek, die las verwyder. Here, dat ons by 'n plek sal wees om te sê, ons begeerte is om U eerste te sit, om U te soek, Here. Ons druk vanmôre deur alles wat vlees is, alles wat ons wil moontlik uithou of vertraag, alles wat sielsdimensie is en gevoelens, en ons kom en ons sê, die orde wat in ons gemoed gebring word deur U Gees, gee ons vanmôre gehoor aan. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ons gaan nou na 'n altaar doen waar ons U na vore gaan roep, maar hierdie is vir my 'n groot voorreg vanoggend. Om vir U te laat sien wat ons tot dusver toe nog net oor gepraat het, vir U te laat sien wat ons sê. Sien hoe Dawid en Chantay kom en hulle gehoorsaam die woord. Selherders, skeie 12 wat hier is, kom staan by my by hulle asseblief, pastore. Hulle kies om vanmôre te doen wat die woord sê. En ek sê nie, U moet glo soos wat ons glo vanoggend, om te kan beleef die seën wat oor hulle lewe uitgestort word vanoggend nie. Ons glo dat die doop, soos hy die skrif van die skrif uitgewys word, beteken om te onderdompel, en dis 'n besluit van 'n gelowige. Ons doen dit baie keer sondaande, en dis die trouring waarin jy wys dat jy oorgegee is aan die Here. Maar hierdie is 'n gehoorsame stap wat van die ouers afkom, waar hulle belofte maak om hulle kinders, hulle seun, hulle eerste na die Here toe te bring. Nou Malachi weet ons vanmôre, word aan hierdie ouerpaar geleen. Maar dit kos meer as net die twee van hulle, om seker te maak, dat hy elke roeping en die begeerte van God gaan uitleef. En daarom doen ek, soos wat ek met hierdie einste egpaar gedoen het, by hulle troudag, ons het getuies geroep. Hulle moes beloftes aflê, voor familie en voor vriende. Doen presies dieselfde vanoggend, maar ek doen dit nou ook vir hulle wat hier voor staan. Ek weet ons sê dat dit kos 'n dorp. It requires a village. Maar dit moet 'n toegewyde span mense wees. At Malachi, moet ek seker maak of dit Nathaniel of Nathaniel is. Goeie man gaan groot maak in die vrese van die Here. Nou vra ek vir almal hier voor, sien julle kans? Hulle sê ja. Sien ons kans? Ons sê ook ja.
Daarom steek ons hande uit. En ons gaan ons hande lê op hierdie pragtige gesand van die Here. Here, ons bring vanmôre. Ons bring vir Malachi vanmôre, Here, na U toe. Here, ons weet die begeertes en die drome van sy ma en van sy pa. Here, ek dank U dat hy sal 'n uitbreker wees. Hy sal een wees wat, en hierdeur sê ons nie vanmôre, hy gaan rebelleer nie. Nee, ons sê hy gaan staan vir geregtigheid. Hy gaan sien wanneer daar onregverdigheid is, gaan hy voor U kom, Here. Here, maar ek dank U, Here, dat Here sy vinger sal rigting wys. Wanneer hy sy vuis saamslaan, sal dit nie wees uit aggressie uit nie, dit sal wees om te sê, hy's een wat saambring. Hy's een wat families by mekaar bring, hy's een wat mense wat droom verloor het by mekaar bring. Hy gaan een wees wat nie net profeties gaan opereer nie, Here, maar ons weet, Here, dat U hom sien. Here, nie net sien U hom nie, Here, hy gaan ook sien wat U in hierdie tyd, deur en in sy lewe wil doen, en hy gaan dit sê. Here, ek praat, Here, vanmôre met 'n mondstuk, Here, wat deur U gaan gebruik word. Ons dank U, Here, dat soos wat die priester van sy huis, hulle huis, Dawid vanmôre kom en om voor U bring, doen hy presies wat die woord sê. Doen hulle presies wat die woord sê. Hulle bring die eerste wat aan God behoort, na die een toe wat oor hom gaan toekyk en toesien. En ons roep na sy lewe in hulle lewe, wat nodig is om drome te finansier. Here, ek dank U, Here, waar beide van sy ouers in onderrig en onderwys en hart het vir kinders en gemeenskappe. Here, sal hy dit hê en meer. Here, maar ek dank U, Here, nie net in vlakke van intelligensie nie, hy sal inspraak hê. Nie net een wat sal redeneer, hy sal inspraak hê. Here, ek dank U dat daar sal guns wees waar hy gaan, Here, mylpale wat bereik sal word, Here. Here, ons begin en ons sit in plek, Here, laerskool, hoërskool, Here, tersiêr, ons begin in plek sit, Here, dat hy sal grense skuif, Here, en hy sal uitbreek, Here. Hy sal, Here, namens hulle veg wat geen stem het nie, hy sal spreek. Here, maar ek dank U dat hy ook groot invloed sal hê in besigheid. Here, dat hy sal invloed hê, Here, in regeringsstelsels, Here. Dankie dat hy sal een wees, Here, wat die oor sal hê van hulle wat in hoë posisies geplaas is. Daarom gee ons die engele aangaande hom bevel. Here, hierdie dag, Here, sal hierdie twee pragtige ouers, Here, sal hulle hierdie dag kan herhaal, Here, wanneer daar vriende, wanneer daar tye is, Here, waar ongesteldheid wil kom, wanneer daar dinge is wat teenstrydig U woord is, nie net die gesproke woord nie, maar U geskrewe woord, dan kan hulle kom en sê, nee, ons het gedoen. Hulle mag herinner die hemel en U aan hierdie dag. Dit gaan geloof in hulle harte skep, dat God alles uitwerk. Ons steel hom vanmôre af, van sy hoof tot by sy voetsole, in die naam van Jesus, soos wat ons hom na U toe bring, en ons seën hom, in Jesus naam. Here, ek dank U, Here, die goeie werk wat U in hulle begin het, gaan U volëindig. Here, ek dank U, Here, dat hierdie 'n seisoen is, Here, waar hulle self sal beleef
hoe dit wat hulle terug wou hou, nie langer in hulle pad staan nie, Here. Maar dat hierdie 'n aankondiging ook is, Here, vir 'n nuwe seisoen wat aanbreek, Here. Here, ek dank U, Vader, Here, soos wat dinge in plek val en daar sekere skuwe plaasvind, loof ek U, Here, vir dit waar hulle geposisioneer is as ligtoring en lighuis, Here, sodat ander skepe nie op rotse sal gaan nie, Here. Ek dank U dat hierdie huwelik, Here, nie net 'n model huwelik is nie, Here, en ons sê nie dat dit sonder, Here, die nodige uitdagings gaan nie, nee, Here, ons sê dat hulle, omdat hulle geanker is, Here, Here, en hulle lewe bou op die rots Jesus Christus, dank ek U, Here, dat hulle ander sal inbring, Here. Here, dat soos wat hulle lewens lei, Here, soos wat hulle gesin bou, Here, soos wat hulle tye doen met U, Here, sien ander dit, en daar's ander wat inkom. Dank ek, Here, ek dank U dat hulle deel is van 'n stad van hoop wat gebou word. Here, en ek bid vanmôre vir elkeen van hulle wat saam is en hier is. Here, ek dank U dat ons hande op hulle lê, en sê, Here, geen afspraak soos hierdie is per toeval nie, Here. U meen besigheid met hierdie familie. Here, ons roep vanmôre, Here, die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En ons sit die eerste. Ons sit die eerste. Daud, ek hoor hoe die Here sê dat, ja, dit kan in privaat en eie kapasiteit wees, maar ook nie net in huwelike gaan julle inspreek nie, maar ek sien hoe die Here vir jou inisiatiewe gee, wanneer dit kom by bylaas wat bygevoeg moet word, artikels wat moet geskryf word, modules wat bymekaar gesit word, en ek weet, die onderwys, ja, maar daar's verandering, daar's skepping, daar's baanbrekers, daar's selfs dinge wat jy gaan doen, wat gaan maak dit nie net, gaan dit makliker raak nie, maar jy gaan sien, hoe hulle wat tekort gedoen was, ewe skielik van agteruit die ry geruk word en na vore gesit word en hoe jy vegter is, alreeds is en meer gaan wees vir hulle wat nodig het om gehoor te word. Here, ons bid vir beide van hulle. Ons seën hierdie klein geskenk wat ons na U toe bring in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Selhers, hou aan bid vir hulle. Ons gaan opstaan, ek wil vanmôre vir U vra, as jy in hierdie huis is en U het nodig, dat daar 'n werking van God se Heilige Gees in jou lewe is. Ek weet, daar's van die volgende diens wat moontlik sal inkom, mense wat sal inkom, maar jy's hier vooroggend en jy sê, jong, ek is besig om te ervaar hoe al reeds in die begin van die jaar, daar net 'n koue gevoel of 'n gevoel is van louheid wat in my wil inkruip. Nee, ek is hier om hom eerste te sit. Ek wil hom eerste sit, ek wil hierdie vuur wil ek behou, ek wil my eerste liefde wil ek herstel hê. Moontlik is dit U vanoggend en jy voel asof God ver is. Ek wil saam met jou bid vanoggend. Jy voel asof daar afstand is tussen jou en die Here. Vat vanmôre moed terwyl ons staan en voor ons afsluit. Kom vinnig uit. Ons gaan saam met U bid. Jy voel of daar afstand tussen jou en die Here is. Hierdie is jou oggend. Hierdie oggend is uitgesit vir U. Kom moenie vanmôre skaam wees nie. Moenie vanmôre te erg bekommerd wees. Jy gaan in die volgende paar oomblikke gaan die res van die dag kan doen, maar kom ons sit hom eerste. Kom ons sit die Here eerste. Moontlik is U hier in hierdie altaar is nie vir U nie, maar U vra dat iemand net saam met U moet bid. Wil U nie uitkom sodat ons saam met U kan bid nie. Here, ek dank U vanmôre, Here. U weet presies, Here, wat hierdie familie nodig het. Here, en daarom roep ek na hulle lewens toe, dit, Here, in die vorm, Here, wat nodig is. Dankie vir U krag, U sterkte en U heerlikheid, Here. Here, dankie vir 'n nabyheid, Here, wat ervaar mag word. Here, ek dank U, Here, dat dit wat in hulle lewe is en wat hulle moontlik ervaar het, Here, waar op hulle gedraai is, Here, dank ek U dat hulle aangesigte terug, sy aangesig terug na U toe draai, Here, en U om aansien as seën, Here. Dankie, Here, dat wanneer ons terugkeer na U toe is daar reeds, Here, uit die geloof uit, Here, in die geloof in die werking van Christus aan die kruis vir ons lewens is daar 'n kalf wat vir ons vet gemaak is, Here, daar's 'n ring,
daar's 'n kleed, daar's skoene. Dankie dat hy kan terugkom in 'n regmatige plek. En u nabyheid ervaar. Here, wat u is vir hom lief. Here, ek dankie dat ek mag saad, Here, tot oes roep. Here, dit wat moontlik in lewens gesaai is, Here, en wat niemand van geweet het nie. Hierdie is die tyd, Here, waar u tot gedagte roep, Here. Here, hierdie is nie die einde, hierdie is die begin van nuwe dinge, Here. Here, ek dank u, Here, dat u wie se gedagtes opgemaak en goed is, Here, dis nie net goed nie, is God, dis Vader, is vaderlike gedagtes teenoor ons as seuns, Here. Dank ek u, dat u die werk, wat u begin het, sal voleindig. Here, ek dank u dat selfs in hierdie week, dat hy mag sien, hoe hy alle dinge vir die goeie laat uitwerk. Here, ek kom en kanseleer elke negatiewe woord, kanseleer elke aanval, ek seël hom af, Here, met u liefde. Dankie, Here. Here, die ontmoetinge wat hy gehad het al, Here, die kere wanneer hy met hom gepraat het, ek roep daardie gedagtes, daai bekendheid, Here, van dit, tot sy hart. En weet, hy sal weet, hy is vir hom lief. In Jesus naam. Halleluja. Here, ons loof u. Here, ons prys u. Ons dank u. Halleluja. Here, ons loof u. Here, ons prys u. Here, ons dank u. Halleluja. Wynand, hy gaan vra dat jy vir ons kom afsluit en asseblief nooi iemand na vanaand 6 uur se aanddiens. As jy uitgaan by hierdie gebou, dan betree jy jou sendingveld. Moenie vanmôre alleen kyk op jou familie en sê, wel, hulle sien nie wat ek doen nie. Onthou, selfs met Christus was dit so. Slegs nadat hy gesterf en opgestaan het hulle geglo. Betree jou sendingveld. Halleluja. Lief ons afsluit. Halleluja. Here, ek dank u, soos wat ons uitgaan, Here. Here, hierdie familie, Here, gaan groot dinge doen. En ons dank u, Here, dat ons vanaand, Here, vanmôre, Here, saam met hulle kan sê, ons stem saam. In Jesus naam, gaan in die vrede van die Here. Amen.